Vader, dankie vir die teenwoordigheid hier by ons. Dankie dat u hart vir ons is. Here, dat u nooit ooit iets van ons vra wat u nie eers vir ons gegee het nie. Here, vanaand bid ek dat die woord elkeen van ons harte sal raak, dat u deur die Heilige Gees sal kom en met ons sal praat op 'n manier wat sin maak vir elkeen van ons. Dankie dat hierdie aand lank reeds in die hart was. Dat hy lank reeds geweet het wat hy wil doen. Daarom bid ek dat elke woord, elke ervaring, elke konsep uit u mond en uit u hart uit sal kom. Dankie vir die goedheid en vir die guns wat oor ons uitgeroep is. Dankie vir die teenwoordigheid hier. Ons het u lief, Here. In Jesus naam. Amen en amen. Ek het die voorreg vanaand om met u te praat oor boeliegedrag. Dit is iets wat baie na in my hart is. Want dit is iets wat reg deur die Bybel, van die begin af, reg tot die einde, 'n ding is waaroor die Here baie sterk praat. Hy stel homself voor as, ek ken dit in Engels, the defender of the weak, the father of the fatherless. Hy is 'n God wat baie sterk klem daarop plaas, dat kwesbare mense beskerm moet word. Wanneer ons praat van boeliegedrag, as ek die woord boelie hoor, dan dink ek aan die oudtydse prentjie van 'n groot kind op die speelgrond wat die kleintjies seermaak en slaan. En dit is glad nie meer ons definisie van boelie vandag nie. Ons dink nie meer net aan kinders wat mekaar seermaak nie. As ons praat van boelie, dan praat ons van aanlyn boelie, ons praat van emosionele boelie, ons praat van fisiese seermaak, en ons praat van dit in skole, in werkplekke, in huise, in alle verskillende omgewings, kan 'n mens met boeliegedrag te doen kry. So ek het so 'n bietjie navorsing gaan doen, en dit was vir my baie interessant, die definisie van boelie, wat daarmee gewerk word in die akademie, is dat dit opsetlike, herhalende, aggressiewe gedrag is, waarin daar 'n werklike of 'n waargenome wanbalans is in die magspersepsie. So die persoon wat geboelie word, beleef die persoon wat boelie as sterker, en dit kan wees sterker op verskeie vlakke. Dit kan wees sterker in terme van fisiese krag, dit kan wees verbaal of verhoudingsgewys of in rykdom, in gewildheid, in sosiale status. Op enige vlak kan 'n mens beleef dat iemand is sterker as jy en hulle het meer mag as jy, en omdat hulle daardie mag het, is jy in 'n posisie waar jy jouself nie kan verdedig nie. So as ons dit wil kort maak, dan sê ons dis die herhaalde wangebruik, misgebruik van mag. Wanneer ons sterker is en ons sterk wees, werk teen die mense om ons, dan is ons 'n boelie. En dit is hoekom dit so belangrik is om te verstaan, want dit is oral. Toe ek gaan kyk na die statistiek, toe besef ek dit is skrikwekkend. UNESCO sê, dis 'n wêreldwye organisasie, en dis navorsing wat in 144 lande gedoen is om hierdie inligting te kry. Hulle sê 1 uit elke 3 kinders word geboelie. Dis 'n verskriklike hoë statistiek. Daar's 'n ander studie wat gedoen is met 600,000 kinders, en hulle het gevind dat 25% van alle kinders iewers in hulle skoolloopbaan geboelie word. En dan praat ons nie van 'n insident nie. Onthou, wanneer 2 kinders beklei en hulle is op gelyke voet, dan beskou ons dit nie as boelie nie. Ons beskou boeliegedrag as iets wat herhalend gebeur, en wat gebeur wanneer daar daai magsverskil is, nê. So hierdie 600,000 kinders wat hulle in die navorsingsstudie betrek het hulle gevind 25% van daai kinders is geboelie. So as ons dink aan 'n tipiese jeuggroep van 40 kinders, dan praat ons van ten minste 10 kinders in jou jeug, wat persoonlik in hulle eie lewe beleef het dat hulle iewerste 'n slagoffer van 'n sterker mens was, wat hulle verneder het, of hulle seer gemaak het, of hulle doelbewus skade aangedoen het. Nou, ons het baie keer 'n konsep dat 'n boelie is iemand met 'n slegte selfbeeld,
wat iemand anders wil afkraak sodat hulle kan beter voel. Maar die navorsing wys die teendeel. Navorsing sê dat boeliegedrag kom voor want dit word sosiaal beloon. Is dit nie 'n verskriklike ding om te besef nie? Dit hou aan want dit werk. Mense wat boelie nie meer net deur fisies seer te maak nie. So ons boelie deur vir mense te lag. En ons weet dat wanneer mense kwesbaar is hulle dikwels die teiken van boeliegedrag. So kinders wat in hulle self kwesbaarheid beleef, wat miskien skaam is of iets het wat anders is dikwels die teiken van boeliegedrag. En hierdie gedrag word baie keer in ons sosiale kontekste beloon deurdat ander mense lag, want ons maak 'n grap van iemand se kwesbaarheid en almal lag en dit snaaks en dit voel soos aanvaarding. Dit voel soos bevestiging. Dit voel soos ek is oulik, ek is snaaks, mense hou van my. Dit gee dikwels vir ons gewildheid. Dit laat ons voel asof ons behoort. En so is die gevolgtrekking in die navorsing dat dit nie 'n empathieprobleem is nie. Dis nie mense wat nie besef dat hulle iemand seer maak nie. Dis mense wat dit besef, maar nie omgee nie, want dit werk vir my. Dit help my om my doelwit te bereik. En dan vind hulle dat boeliegedrag in die diepste wese iets is wat geleer word binne verhoudings. En dit is waar ek gaan kyk het in die Bybel. Want dit is iets wat ek glo. Ek glo dit, dat dit wat ons voor ons kinders neersit, is op die ou einde dit wat ons kinders doen. En so het ek begin vra en sê, Here, waar sit ons hierdie voor ons kinders neer? Want as ons sê dat 1 uit elke 4 kinders en groot mense ook, hierdie verskriklike pyn beleef van dit om geviktimiseer te word in die plekke waar ons beweeg, dan beteken dit as 'n samelewing, het ons dit iewers neergesit en gesê, hierdie is aanvaarbaar. En toe het ek begin dink aan ons gesinne. Nou sien dit in die Bybel, dat Jesus baie spesifiek hieroor praat. Ek het nooit geweet, dat die geleentheid waar Jesus die disippels se voete gewas het, ook die laaste maaltyd was nie. Het jy dit geweet? Dit was een geleentheid. En as ons dit in Lukas 22 gaan lees, dan sien ons daar dat die disippels met mekaar gestry het, en vir mekaar, hulle het 'n gesprek gehad, waarin hulle gepraat het oor wie is die belangrikste. En dis die hart van boelie. Ek is belangriker as jy. En dit wat ek graag wil hê, is belangriker as hoe my persoonlike behoefte jou gaan beïnvloed. As ek graag wil in 'n groepie wees, en ek gaan daar so goed lyk, deur jou te laat sleg lyk, dan is dit wat ek graag wil hê, en dan is dit wat ek gaan doen. En hier sien ons dit in Lukas 22 vers 24, onder die disippels, nadat hulle 3 jaar lank saam met Jesus geloop het, beklei die disippels op die laaste keer wat hulle saam met Jesus gaan eet, oor wie is die belangrikste. Hulle sê in Lukas 22 vers 24, daar het toe 'n twis onder hulle ontstaan, oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Maar hy sê vir hulle, dis Jesus, hy sê, die konings van die nasies heers oor julle. En diegene wat gesag oor hulle het, die woord daarso praat van mag, oor hulle het, word weldoeners genoem. En dan sê hy in vers 26 'n verskriklike belangrike ding. Hy sê, julle is egter nie so nie. Dit is nie hoe dit werk in die koninkryk nie. Dis wat hy vir hulle sê. Hy sê, laat die belangrikste onder julle wees soos die geringste. En die een wat leiding gee, soos iemand wat dien. En dan gebeur Johannes 13. Daai 2 hoofstukke is eintlik een geleentheid, nê? En Jesus staan op, en hy trek sy boekleed uit, en hy begin hulle voete te was. Een vir een,
begin hy hulle voete te was. En dan staan hy op en hy sê vir hulle, in vers 14, vers 12, hy sê, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? En in vers 15 sê hy vir hulle, wat het hy gedoen? Hy sê, ek het immers vir julle 'n voorbeeld gegee, sodat julle ook kan maak, soos wat ek gemaak het. Hy sê vir hulle, hierdie is die model van leierskap, wat ek wil hê julle moet volg, in enige plek, waar daar leierskap nodig is. Navorsing wys, dat die mees effektiewe manier om met boeliegedrag te deel, is sistemies. Navorsing vind dat wanneer ons op 'n boelie fokus, en ons sonder hom uit, en ons straf hom, of ons isoleer hom, of ons beraad hom, dan is dit minder effektief, as wanneer ons 'n hele skool vat, en die skool se kultuur verander. Wanneer ons begin werk en ons sê, boeliegedrag is onaanvaarbaar, en ons het 'n veldtog, en ons het handpoppe, en ons het plakate, en ons begin die kultuur van wat 'n groep mense glo verander, dan het ons effektiewe intervensie vir boeliegedrag in 'n skool. Nou vanaand wil ek iets baie radikaal sê. Ek wil sê, die oplossing vir hierdie gedrag lê in ons gesinne. Want wat Jesus gedoen het in Johannes 13, is hy het 'n leermodel vir ons neergesit. Ons eerste plek van leierskap is ouerskap. Dis die eerste plek waar ons leierskap beleef, en dis die belangrikste plek waar ons leierskap moet uitleef. En Jesus leer vir sy disippels in daai geleentheid, daai aand, ek wil nie Engelse woorde ingooi nie, dis hoekom ek so hak, in daai ete, saamkuier geleentheid, leer hy vir hulle 'n leermodel. Hy sê, eerste ervaar ons, dis hoekom hy hulle voete gewas het, want hulle moes ervaar wat dit is om bedien te word, om gehelp te word met jou swakheid, jou stinkvoete, deur iemand wat eintlik baie verder as jy is, meer gesag as jy het, meer respek as jy verdien, eintlik 'n persoon van gesag wat kom en sê, ek gaan jou, 'n persoon wat nie 'n persoon van gesag is nie, met die grootste respek en liefde behandel, en jy gaan dit ervaar aan jou eie lyf. En dan sit die 12 van hulle om daai tafel en kyk hoe Jesus 11 ander mense net so lief het. Dis ons tweede plek van leer, waar ons sien wat ons ouers doen. Ons ervaar wat ons ouers doen, ons sien wat ons ouers doen, en as hy dit klaar gedoen het met al 12, dan gaan sit hy aan die tafel, en hy praat met hulle oor wat hulle gedoen het. Nou, ons samelewing het daai omgedraai. Ons praat baie en ons doen min. Ons sê vir ons kinders, as jy nou weer jou boetie slaan, voeter ek vir jou. Nou vra ek, wat sit ons voor hulle neer? Wat sit ons neer? Ons sit 'n model neer wat sê, as jy die sterkste is, dan werk dinge soos wat jy wil hê dit moet werk. En dan verduidelik ons dit nie, dis die wet, dis hoe dit werk. En ons maak 'n model wat sê, ek wil daarna streef, want as ek nie hier die sterkste is nie, dan is daar iewers anders waar ek die sterkste kan wees. Ek kan met jonger kinders die sterkste wees. Ek kan met diere die sterkste wees. Ek kan met mense wat meer kwesbaar as ek is, die sterkste wees. Maar ons sien dat dit is nie die manier wat die Here wil hê ons moet werk nie. In die lewe van Jesus, as ons gaan kyk, dan is dit altyd vir my so mooi as hy die bergrede doen in Matteus 6. En ons weet, hy's besig om met mense te praat. Hy's die seun van God. Hy het soewereine gesag. Hy kan enige iets doen.
En hy praat met hulle uit 'n plek van nederigheid en sagtheid. En hy leer hulle dat al die krag en al die mag en alles wat hy het tot sy beskikking is daar om hulle op te lig. Alles wat hy het, sit hy neer sodat ons dit kan kry en alles wat ons het, kan ons neersit om op te neem wat hy neergesit het. En dit is die model wat ons voor mense wil neersit. Dit is wat vir mense sê dat ons uit 'n plek van gesag uit, waar ons sterk is en ons kan seer maak, kies om nie seer te maak nie. En dit is vanaand my belangrike boodskap wat ek met u wil deel. Die wêreld leer vir ons dat die mense wat die sterkste is, die mense is wat gedien moet word. En dit begin in ons gesinne. Ons het baie keer 'n gesinskultuur wat sê, groot mense is reg en kinders is verkeerd. En ek wil baie sterk beklemtoon vanaand dat my vertrekpunt hier nie is dat kinders 'n huis moet regeer nie. Glad nie. Ek glo glad nie in permissiewe dissipline nie. Dit is onskriftuurlik. En dit is nie wat die Here ons leer nie. Maar terselfdertyd leer die Bybel ons die hele tyd. Almal is eweveel werd. Almal is ewe kosbaar. Almal het eweveel waarde in die Here se oë. Almal het nie eweveel verantwoordelikheid nie. En hier kom Jesus met die volle verantwoordelikheid van ons redding op hom. En hy lê alles neer en hy was sy disippels se voete. Hy leer hulle hoe om mense die Engelse woord is te honor, te treasure, hoe om hulle lief te hê op 'n manier wat hulle voel aan hulle lyf. En hy skep 'n kultuur onder sy 12 wat sê hierdie is die standaard. Nou wanneer ons 'n kultuur skep, verander ons wat in daai groep gebeur. En waar ook al daai groep gaan, skep hulle daai kultuur. En so word dit wat in 'n klein kultuur begin, oorgedra na 'n groter kultuur. Dit wat in 'n gesin kultuur is, word kultuur in 'n skool. Dit wat in 'n skoolkultuur is, word kultuur in die volgende generasie. Dit word kultuur in die gemeenskap. En dit wat in 'n gemeenskap kultuur is, word op 'n nasionale vlak kultuur. Sien jy hoe dit werk? As my gemeenskap nie glo in boelie nie, as my skool dit nie toelaat nie, dan word daai gedrag nie beloon nie. As daar iemand is wat opstaan en sê, dit is nie snaaks nie, dit is nie reg nie, dit wat ons sien Jesus doen in reg deur die Nuwe Testament nie, hy beklei nooit vir homself nie. Hy sê nooit vir iemand, jy mag nie so met my praat nie, maar hy bly nooit stil, wanneer daar 'n weerlose of 'n kwesbare mens is, wat nagekom word deur die reëls van die Fariseërs nie. As ons gaan kyk, dan is dit van die plekke waar hy so uitgesproke is, dat 'n mens amper voel, liewe land, dat 'n mens vir iemand kan sê, jy's 'n wit gewaste graf, jy is 'n duiwel. Dit is verskriklik, jy is soos 'n graf vol doodsbeendere. En hoekom sê hy dit? Hy sê dit want julle maak reëls, julle sit standaarde, wat julle self nie byhou nie, en dan boelie julle ander mense, omdat hulle dit nie doen nie. Jesus staan nie vir dit nie. En so vanaand is dit die uitdaging wat ek vir ons wil sit. Daar is geen oordeel op enige iemand oor dit wat jy doen, tot op die punt waar die Here met jou praat oor iets nie. So ons hoef nie vanaand hier te sit en te dink, sjoe, dit is 'n verskriklike harde woord. Dit is 'n harde woord, want dit is 'n woord wat sê, as ons verandering wil sien, as ons nie wil hê 1 uit elke 3 kinders in ons skole moet swaar kry, omdat daar iemand is wat hulle afknou nie,
dan begin dit nie by die skool nie. Dit begin in ons huis. Dit begin nie in wette nie. Dit begin in harte. Dit begin in 'n ouer wat sê, ek sal nie toelaat dat my sterk leierkind iemand seermaak nie. Ek sal nie toelaat dat my kind seergemaak word nie. Baie keer wanneer ek met ouers praat, dan voel ons onseker of ons moet optree wanneer daar boelie gedrag is. Want ons wil graag hê ons kinders moet kan leer om hulle eie man te staan, nê. Niemand wil 'n kind grootmaak wat nie kan hulle man staan nie. Maar daar's 'n groot verskil tussen 'n kind wat met 'n maatjie beklei en die vaardigheid moet ontwikkel om hulle sake uit te sorteer, om te kan konflik hanteer en te kan sê, dis onregverdig, ek kan nie net my goed vat nie. En 'n kind wat geboelie word, wat geteiken word. Wanneer 'n kind herhaaldelik geteiken word, dan moet iemand sterker opstaan en sê, dit kan nie toegelaat word nie. Dan moet ons intree, want dan begin ons kultuur beïnvloed word. Dan begin hoe ons kinders dink beïnvloed word. Boeliegedrag is nie iets wat net die kind beïnvloed nie. Dit beïnvloed die boelie self. Dit beïnvloed elke mens wat staan en kyk. Dit beïnvloed die atmosfeer van 'n plek wanneer dit toegelaat word. En dit is hoekom ons as kinders van die Here amper gekonfronteer word met Jesus se lewe. Hoekom hy so pertinente stelling maak. Dit was vir my so besonder toe ek besef op wat 'n kritieke oomblik in sy bediening hy gestop het om vir sy disippels te leer dat hulle nie boelies mag wees nie. Hulle mag nie met die autoriteit en die kennis en die wysheid en alles wat hy in hulle ingesit het, 'n lewe lei waar hulle kompeteer oor wie staan bo nie. Hulle moet afsak. Hulle moet mense wees wat ander mense oplig. En dit is die ironie daarvan, want in die koninkryk, wanneer jy dit doen, dan kry jy goddelike gesag. Goddelike gesag is gesag wat mense vir jou gee, omdat hulle jou vertrou. Jy kry 'n stem in die mense se lewens, wie se voete jy was. Jy kry 'n stem, want hulle wil na jou luister. Hulle wil by jou wees. Hulle is veilig by jou. Hulle wil soos jy wees. Jy mag hulle disipel, soos wat Jesus sy disippels geleer het. Mag jy mense leer, wie se voete jy was. En dit is die voorreg wat ons het. Dit is hoekom ons vanaand voor die Here kan kom, en die Heilige Gees kan vra en sê, Here, help my om na my gesin te kyk. Help my om te sien, wat sit ek voor my kinders neer? Wat sit ek voor my kleinkinders neer? Wat sit ek neer voor die kinders van ons land? Ons is nie geroep net vir onsself nie. Dit was vir my so goed toe ons gesels en ek hoor hoe betrokke julle gemeente by die skole is en by die gemeenskap is en by minder bevoorregtes is. Want dit is die hart van die Here. Wanneer ons sterk is ons sterk nie vir onsself nie. Ons word gebore met 'n self wat sê, ek wil wen. Ek wil ten alle koste wen. En dan vat ons dit oor na ons kinders toe. En dan sê ons wil hê ons kinders moet wen. Tot ons die Here encounter. Tot ons die hart wat sê, dit wat ek van jou wil hê, gaan ek eers vir jou gee. Ek wil hê jy moet 'n hart van vergewensgesindheid hê. Ek gaan jou eers vergewe. Ek wil hê jy moet liefde wees. Ek gaan eers liefde vir jou wees. Ek wil hê jy moet gesag hê. Jy moet 'n stem hê. Jy moet kan praat en mense luister. So ek gaan jou dien. En sodat jy dit kan doen. En dit is die antwoord vir 'n land, vir 'n skool, vir 'n gemeenskap, om weg te breek van boeliegedrag. Dit is hoe ons kinders grootmaak, wat nie aan boeliegedrag, in Engels sê ons submit nie. Dit is nie nodig om sterker as 'n boelie te wees met jou vuiste nie.
En baie keer sê ons dit vir ons kinders, as hy jou slaat, moet jy vastrap, en jy moet hom so hard as wat jy kan terugslaan, en hy moet nooit weer kan opstaan nie, en dis hoe jy hom gaan konker. Maar dit is nie die Bybelse manier nie. Die Bybelse manier is, weet wie jy is aan jou binnekant. Weet wat jy glo aan jou binnekant. Ons veg nie vir onsself nie. Daar moet iemand wees wat opstaan en sê, ek gaan tussen jou en hierdie boelie staan, en dis 'n ouer, dis 'n onderwyser, dis iemand wat sê, ek gaan nie toelaat dat 'n sterk mens 'n kwesbare mens seermaak nie. En dan word jy 'n mens wat dit vir iemand anders kan doen. So vanaand dink ek dis so belangrik dat ons die seer van dit in ons eie lewens erken. Daar's 'n plek waar ons baie keer seer kry en dan gaan ons na pole toe. Of ons word 'n boelie en ons sê hierdie gaan nooit weer met my gebeur nie. Ek gaan nie een keer weer een van daai 4 mense wees wat daai een uit die 4 wees wat seer kry nie. Ek gaan myself beskerm. Of ons sê nie kans vir dit nie, dan word ons die mens wat wegkruip, want ons kry seer en ons maak maar net, hoop maar net dat niemand jou raak sien nie. Of jy's 'n mens wat in die middel staan en wat sê, solank dit nie ek is nie, I'll mind my own business. Maar ons mag dit nie doen as ons die Here dien nie. As ons die Here dien, moet ons soos die Here wees. En hy sê, ek ontmoet die ou wat seer gekry het, en ek ontmoet die ou wat seer gemaak het, Petrus, en die Sons of Thunder, het julle al gelees van dit? Hulle was die ouens in sy spannetjie. Hulle is nie vir nie die Sons of Thunder genoem nie, dit was nie omdat hulle so vredevol was nie. Hy ontmoet hulle waar hulle is. Hy ontmoet Thomas, wat maar net saam gegaan het en nie altyd geglo het nie. Elke een van hulle ontmoet hy waar hulle is. En hy maak van elke een van hulle iemand wat kan opstaan met gesag. Geef hulle die sleutel. As jy wil bo wees, dan begin jy onder. As jy wil kinders grootmaak, wat bo is, wat leiers is, wat voorstap, dan dien jy hulle. Jy leer hulle hoe om op te tree. Jy straf hulle nie reg nie, jy leer hulle reg. Jy sit 'n model voor hulle, want hulle moet ervaar wat dit is om, ons sê in Engels, gecover te word. Hulle moet ervaar wat dit is om verkeerd te wees en gehelp te word. Jy laat hulle sien hoe jy mense hanteer wat genade kry wanneer hulle straf verdien. En jy praat met hulle oor dit wat die woord sê. En so wil ek graag afsluit met hierdie. As boelie iets is wat in jou gesin gebeur het, of in jou lewe gebeur het, dan is die begin van herstel om eerste die Here se hart vir jou te ervaar. Ons moet ervaar wat dit is om die almagtige God, wat ons met 'n weerligstraal kan slaan, omdat ons 'n verkeerde woord sê, se liefde te kry wanneer ons eintlik straf verdien. Ons moet ervaar wat dit is om swak en vulnerable te wees en behandel te word asof jy die kosbaarste ding op aarde is. Die Bybel sê in Romeine 2, in die Engelse Bybel sê dit so mooi, sê it's the goodness of God that leads to repentance. Dis die sagtheid van die Here, die goedheid wat ons nie verdien nie, die kere waar ons straf verdien en liefde kry, elke keer wanneer ons verkeerd is en vergewe word. Die Bybel sê terwyl ons sy vyande was, het hy ons lief gehad. Dit is dit wat maak dat ons lewens verander. In Spreuke 3 vers 3
In die Engelse Bybel sê hy, let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck and write them on the tablets of your heart. Want dit is wie die Here is. Daar is reg en daar is verkeerd. Dit is die waarheid. En dan is daar mercy. Dat jy kry wat jy nie verdien nie. Want hy het eerste gekry wat hy nie verdien het nie. Hy het aan die kruis gesterf. Al was hy onskuldig. Hy het alles neergelê wat hy gehad het, sodat jy dit kan opneem. En dit is hoekom ons vanaand ons hoofde voor die Here kan buig. En ek wil graag saam met u bid. Ek wil graag hê dat jy hart oopmaak vanaand vir dit wat die Here vir jou wil sê. Here Jesus, ek bid vanaand vir elke hart wat seer gekry het, omdat iemand hulle geboelie het, omdat iemand hulle mag misbruik het. Here, vanaand wil ek die bloed van Jesus pleit oor daai gebroke hart. Vanaand bid ek, Here, dat hier waar ons in die teenwoordigheid is, dat u die hardheid van hart sag maak met u genade. Here, dankie dat soos hierdie woorde uitgaan, u genesing vloei. Vir elke keer wat ons verneder is, vir elke keer wat ons seer gekry het. Here, en nie net vir dit nie, ook vir elke keer wat ons verneder het. Vir elke keer wanneer ons sterker as iemand was, en ons het daai krag misbruik. Dankie, Here, dat u ons vergewe, dat u ons herstel, dat vanaand u vir ons 'n openbaring gee. Vader, ons bid dat u vir ons harte van vlees gee vanaand, ook in hierdie area. Eerste met ons kinders en ook met ons gemeenskappe. Vader, dat ons mense sal wees wat soos u is. Here, ons harte is vanaand om te verstaan hoe dit moontlik is dat u alles kan neersit en ons voete kan was. Dankie, Here, dat u ons bedien nou. Dankie dat u ons voete was. Dankie dat u heel maak. Dankie dat u gesond maak. Dankie dat u ons oortuigings vanaand verander. Here, u Gees gee ons wysheid. En ons bid dat soos wat ons hierdie woord ontvang, hierdie voorbeeld ontvang vanaand, dat u ons leer hoe om dit uit te leef met ons kinders, hoe om dit uit te leef oral waar ons gaan. Vader, dat ons soos u mense sal wees met gesag, mense sal wees met alles wat u in ons ingesit het, en dat ons al daardie krag en gesag en sterkte sal gebruik om te beskerm, om op te lig, om verantwoordelikheid te vat. Dankie dat u ons 'n stem gee, soos wat ons dien. Dankie dat soos wat ons uitreik, u vir ons invloed gee, omdat ons dit u manier doen. Ons bid dit vanaand in die naam van Jesus, en ons ontvang dit uit u hand uit, omdat u ons lief het. In Jesus naam. Amen en amen.